Moet ek hierdie dokument dadelik teken? Moenie blindelings teken nie. Vra vir die volledige beleid, die rede vir die verandering en tyd om die dokument deur te gaan. Wat moet ek doen as iemand my vra vir my persoonlike selfoonnommer om my te kontak na uurs? Tensy anders ooreengekom, is jy in meeste gevalle nie verplig om op werkverwante boodskappe op jou persoonlike telefoonnommer te reageer nie. Besluit tesame met jou werkgewer so vroeg as moontlik in die werkverhouding op 'n veilige en amptelike kommunikasiekanaal. Ek is 'n projek toegewys wat volgens 'n ou templaat voltooi moet word. Die sperdatum is onredelik en daar word van my vereis om dit teen die einde van die dag af te handel. Is dit aanvaarbaar? Vra skriftelik vir duidelike instruksies en 'n redelike sperdatum. Jy mag vra, maar doen dit op die regte manier. Hou bewyse van onredelike versoeke soos hierdie. Ek het sopas 'n skriftelike waarskuwing ontvang vir my gedrag by die werk. Moet ek dit teken? Erken slegs ontvangs van die waarskuwing. Moenie skuld erken nie. Dien dan 'n skriftelike antwoord in met die bewyse wat jy gestoor het. Ek het sopas 'n e-pos ontvang wat my inlig dat ek 'n dissiplinêre verhoor moet bywoon omdat ek nie die skriftelike waarskuwing aanvaar het nie. Wat moet ek nou doen? Om nie 'n waarskuwing te onderteken nie, is nie op sigself 'n geldige rede vir dissiplinêre optrede nie. 'n Werkgewer kan wel 'n verhoor belê, maar die proses moet billik wees en daar moet 'n duidelike klagte wees. Kontak Solidariteit se regsdienste om 'n afspraak te reël en verskaf die volgende: die boodskap of kennisgewing van die dissiplinêre verhoor, die oorspronklike waarskuwing, enige relevante beleid of dissiplinêre kode, jou dienskontrak. Met Solidariteit is jy nie alleen wanneer vrae ontstaan nie. Van alledaagse onsekerhede tot ernstige situasies. Ken jou regte. Laat jou stem hoor. Solidariteit. Jou regshulp wanneer jy dit nodig het.